Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Een van die mooiste woorde in die Engelse taal is dalk die woord again, of in Afrikaans weer. Oefen weer, begin weer, leef weer, weer lief hê, hoop weer. En tog leef baie mense asof die evangelie net een kans bied. Dis hoekom Markus 16 so merkwaardig is. Die vroue kom by die leë graf, die engel gee 'n boodskap, gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Daardie twee woorde verander alles, en vir Petrus. Dit voel amper onnodig. Petrus is mos een van die disippels, maar die engel weet iets. Petrus glo waarskynlik nie meer hy kwalifiseer nie. Hy het te groot misluk, hy het die koning verloon, hy het die toets gedruip. Maar die eerste boodskap van die opstanding is nie veroordeling nie. Dis uitnodiging. Die koninkryk van God is vol tweede kanse. Abraham kry dit, Jakob kry dit, Moses kry dit, Dawid kry dit, Petrus kry dit en jy kry dit. Die opstanding is die begin van God se nuwe skepping. Nuwe skepping beteken nuwe moontlikhede, nuwe beginne, nuwe stories. Die vraag is nie of jy misluk het nie, die vraag is of jy glo dat Jesus steeds jou naam noem. Nou hier by SA Gemeente glo ons dat die kerk nie 'n museum vir heiliges is nie. Dit is 'n familie van mense wat leer om weer op te staan. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe is uiteindelik 'n netwerk van genade, want die koninkryk word gebou deur mense wat ontdek het dat hulle grootste mislukking nooit die einde van hulle verhaal hoef te wees nie. Tot môre, mooi loop.